Hemelvader, baie dankie dat ons die woord kan open. Ons wil vra dat U asseblief hier teenwoordig sal wees, dat U ons verstande sal open, dat U alles vir ons kykers duidelik sal maak, dat niemand sal wonder of onseker sal wees oor dit wat ons hier so praat nie. Dankie dat U ons eregas is vandag, en ons bid dit in die wonderbare naam van ons erekoning Jesus. Amen. En Leon, jy het gesê jy wil net so bietjie iets bylas, wat jou hoe het ou baas van Sewende Laan gesê, My konstitusie is 'n bietjie ontstig. Ja, ek het gisteraand na Charlie Kirk gekyk, waar hy 'n onderhoud het met 'n pastoor, en die pastoor het dinge gesê wat my 'n bietjie ontstig het. Nie kwaad gemaak het nie, dit het maar net my konstitusie bietjie ontstig. En ek voel, ek wil net gou-gou daai regstelling maak. Dit is 'n nuwe gedagte wat ek nog nie voorheen gehoor het nie, wat hy nou uitgekom het met die wegraping teorie. Charlie het met 'n ou onderhoud gehad wat gesê dat en hy het die tekste genoem, daar's baie sulke tekste, dat die mense, van die mense in die hemel, eendag, hy verwys na Openbaring 7 vers 9, waar hierdie mense sê, hulle kom ontelbare menigte, en hulle kom almal uit die groot verdrukking uit. En nou maak hy die stelling en sê, daai mense was nie voor die hulle was in die verdrukking, maar dit is die wat nie voor die verdrukking weggeraap is nie. Hulle het nou, tydens die 7 jaar het hulle tot bekering gekom, en dit is nou hulle daai. Maar dit pas glad nie in nie. En dan gebruik hy ook die voorbeeld van die 3 verskillende klere. Soos hy nou in Matteus 11 in die bruilof, praat hy van die bruilofskleed. Nou sê hy, so daar's 3 groepe mense, die wat die bruilofskleed aan het, daar's die wat die wit klere aan het van Openbaring 7 vers 9, dan is daar 'n groep wat volgens Openbaring 19, ek dink dit is daar onder by vers 9 rond, van die fyn linne. Fyn rein linne. So hy sê nou is daar 3 groepe. Maar weet jy, Hulle al 3 is dieselfde. jy weet, toe ek nou na hierdie ou sit en luister, toe dink ek, jy weet die hele wêreld luister en omtrent na Charlie Kirk se opnames, want kyk, hy was 'n groot gees gewees. Hy was, ek dink nie daar gaan sommer gou weer 'n ou opstaan wat daai verskriklike goeie redenasie vermoë het, en so 'n wye kennis oor alles het nie. Ek het groot respek vir Charlie, maar ek wil net vir die mense gou-gou hierso sê, vir ons kykers, as ons nou hierdie ding in perspektief kyk, dan praat hy in Openbaring 19, ek moet dit gou-gou lees, as julle nie omgee nie. Kom ek lees dit gou-gou hier. As ek vat hom van vers 5 af. Vers 5 begin hy daar deur te sê, praat hy van al sy diensknegte is daar. Nie net 'n groepie nie. Ja. Nou wie is hierdie klomp wat nou almal daar by hom is? Dan sê hy in vers 7, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Nou as hy sê sy vrou, dan is dit almal wat gered gaan word. En dan vat ons op die volgende vers, dit is nou vers 8, en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, en daai linne stel voor die regverdige dade van die heiliges. So, Wynand, hierdie is die bruilof. So daai mense wat net 'n bruilofskleed aangetree het, dis die fyn rein linne. En dan nou as ons nou kyk na Openbaring 7, waar vers 9 dink ek, kom ons kyk gou-gou daar. 7 vers 9. Ja, nou as ons nou hierso kyk, as ons hoofstuk 6 vat, van vers 9 af, daar maak die 5de seël oop. En dan kyk ons die 6de seël van vers 12 af, maak die 6de seël oop. Nou wanneer die 6de seël oopmaak, dan het ons
alles wat met die tweede wederkoms van Jesus gaan plaasvind, né? ja. En dan nog in daai tydperk, dan sê hy vir ons in vers 9 van hoofstuk 7, na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme, volke en tale, en hulle het gestaan voor die troon van die Lam, bekleed met wit klere. Nou sê hy, hierdie moet nou weer 'n ander groep wees, dit is nie rein klere nie, dit is die wit klere, want hulle het hulle klere wit gemaak in die bloed van, as jy jou klere wit maak in die bloed van Jesus, dan is dit rein. Ja. Rein beteken sonder sonde. Ja. Dus ja. So, en dan sê hy in vers 14, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. So, dit sluit almal in. Dit sluit almal in. Dit is nie drie verskillende groepe waarvan hy praat nie. En jy weet, nou praat die ou daar op die TV en ek kan hom nie antwoord nie en ek kan nie die mense reg help nie. Toe het ek gedink, wel, al platform wat ek het is nou hierdie ene om te sê, daai is nie die waarheid nie. Daai wegraap storie is 'n fiksie. Ja. Dit is, hulle gebruik tekste wat hulle, en ons het 'n hele video gemaak oor die wegraping en hoe die Christene weggevoer word en hoe die heidene weggeraap word, want hy lê nou weer klem daarop dat die woordjie wegraping kom nêrens voor nie. Ja. Die wegraap woordjie kom baie voor. Gaan kyk na daai video van my en in Tessalonisense waar hulle sê die wegvoer, die Latynse woordjie is nou raptura, dit is nou wegraap, maar die Griekse woordjie is wegvoer, as jy hom in die Griekse Bybel lees. Want die Bybel is in Grieks geskryf, nie in Latyns nie. So, maar gaan kyk nou daai en dan sal dit baie duidelik gemaak word. Dani Botha is 'n groot gees en hy is so 'n pragtige Christen. Ek het nou al so baie na hom geluister. Hy is 'n mooi mens en ek voel ook amper, ek wil huil as ek sien dat mense wat so opreg is, so ver die verkeerd kan gaan, ver misstrap, alles misstrap, ja. En dit is nou vandag die 21ste, né? Ja. En hy sê die 23ste, dis oor 3 dae van nou af, 24ste, 23, 24, gaan die wegraping wees, en ek voel so jammer vir hom, maar weet jy, daar word so baie mense mislei, en die Satan het 'n doel met hierdie ding, dat hy so baie mense op verskillende plekke, selfs hierdie Jonathan, daai messiaanse rabbi, ek dink hy het iets soos 34,000 aanhangers op sy kanaal waar hy gepraat het oor nou die 23ste September. En al die mense gaan so teleurgesteld wees, want dit gaan nie gebeur nie, want as ons nou deur hierdie ding gaan, dan gaan almal sien, dit kan nie gebeur nie. Mense dink baie keer die Here praat met hulle terwyl dit duidelik nie die Here is nie. Maar wat is die doel? Dit is die groot vraag. Hoekom is daar van hierdie mense wat oral kom mense met datums en goed op? Want hulle skree wolf, sodat wanneer die regte wolf verskyn en die mense regtig met die feite kom en sê, hier is die wolf, dan sê hulle nee, ons is al te veel ons is al te veel teleurgestel, te veel mense het nou al almal wolf geskree. En dit is 'n goeie taktiek wat die duiwel het, wat hy net verwarring. Absoluut, want daar's 'n oorlog op die oomblik aan die gang. En Satan is 'n meesterbrein en hy gebruik hierdie goed, want baie van hierdie mense wat nou so oor 3 dae van nou af so teleurgesteld gaan wees, baie van hulle gaan hulle rug draai op die godsdienst. En wanneer daar regtig geroep word wolf, dan gaan hulle sê nee, dis maar net weer 'n wolf storie hierdie. So ek wil vir die mense vra, as iemand kom en hy kom op gevoel, want ek het nou Dani Botha se tekste gekyk, nie een van die tekste ondersteun regtig dit wat hy sê nie, en sy dinge gaan alles meer op gevoel, en dat hy die stem van die Here gehoor het, en dat hy die basyne gehoor het, die hemel, soos hy sê, die hemel het in sy kamer oopgemaak, en hy dinge op die TV gesien en gehoor, en dit is nie waarna ons kyk nie, mense, hier is waarna ons moet kyk, dit is die woord van God,
En as 'n ding nie hiermee ooreenstem nie, dan is dit nie van God nie. Ek het so toevallig gisteraand toe ek godsdienst doen, toe lees ek Johannes 16 en toe flits hierdie van wat Donnie Botha vir my wat hy gesê het so net by my opgekom. Dit staan in Johannes 16 vers 1 en vers 2. Hierdie dinge het ek vir julle gesê sodat julle nie mag struikel nie. Jy mag nie struikel nie. Want ek het dit nou vir jou gesê, moet nou nie val nie. En vers 2 is so belangrik. Hy sê, hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. Dit is 'n wilde vers. En hoekom dit by my opgekom het is, want ek het geluister wat Donnie Botha gesê het en hoe opreg en eerlik hy is en pragtig hy is oor hoe hy dit ervaar het, dat God vir hom openbaar was in sy slaapkamer en dat hy dit fisies gesien, hy sê hy het gesien, hy het gehoor, God het met hom gepraat. So duidelik, en tog sê dit hierso, dat toe kom die gedagte my op, hy so opreg oor wat hy glo, wat hy gehoor het en dat dit reg en waar is. Wat is dit, daai wat hy gedink het God is, vir hom gesê het, hoor so, jy moet nou daai persoon om die lewe bring. En hy is so opreg oor, en hy glo dit opreg dat dit God se stem was. Dan kan hy dalk mense gaan doodmaak en dink, maar God het dit van gesê. Ja. En dit is hoekom hierdie vers net so by my, dit is Nou, terwyl jy daar so praat, toe dink ek ook aan Galasiërs 1 vers 8, waar 6 tot 8, waar hy sê, selfs as 'n engel van die lig aan jou verskyn en iets aan jou verkondig wat nie ooreenstemmend is met die woord nie, laat hom vir jou 'n vervloeking wees. Nou weet jy, vyand, as hier die volgende oomblik hier 'n engel aan ons verskyn, majestueus, pragtig, hy blink en hy vertel ons iets, gaan jy 'n vraagteken daaroor sit? Ek dink jy gaan... Maar tog sê die Bybel, as dit gebeur, moet hom nie glo nie. Tensy dit wat hy sê ooreenstem met die woord. En nou, dit is hoekom ek het een van die kommentare wat ons gekry het op 'n vorige video, het die vrou gesê, julle is net op Bybelteksies. Maar dit is hoe ons weet, ons is op die regte pad. Dit moet die Bybel wees. Dis die Bybel nie Bybel alleen, want die oomblik as jy van die Bybel afgaan, is jy nie meer op die regte pad nie. Die oomblik as jy nie op Jesus het nie, is jy nie meer op die regte pad nie. Jy kyk nie na kerk nie, jy kyk nie na geleerdes nie. Matteus 11:25 sê Jesus, ek dank die Vader dat hierdie dinge vir die eenvoudiges en die kinders geopenbaar en vir die wyses verborge gehou het. So ons kyk na die opregtheid, maar die Here is bereid om vir ons dit te openbaar as ons oë op Jesus vestig. In opregtheid en waar ons die self uitgooi. Want die oomblik as self inkom, dan as jy jouself wil verheerlik deur dan gaan die Here jou nie verheerlik nie. En as jy dit self gaan doen, dan maak jy gemors af. Sê.